Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Dis episode 3 van ons kykie na die potensiaal van die woord. En hierdie woord is natuurlik die woord van God. En die woord het natuurlik die potensiaal vir ontsettend baie dinge. Maar ons gaan baie in hierdie reeks kyk na die woord se potensiaal vanuit die perspektief van genesing. Genesing vir ons fisiese liggame, maar ook sielkundig en emosioneel. God se woord is propvol potensiaal om ons van elke liewe ongesteldheid te genees waaraan jy moontlik kan dink. Maar hoekom is 3/4 van die mense in die kerk dan siek? Wel, dis wat ons graag deur hierdie Bybelstudie wil beantwoord. En ek hou aan sê dat hierdie reeks is hoofsaaklik gebaseer op die gelykenis van die saaiër wat Jesus in Markus 4 vertel het, maar ek het nog net een vers uit hierdie gelykenis gelees en dit was die laaste een. So kom ons stel daai eers reg. En net vir konteks, kom ons begin by vers 3. En Jesus is hier aan die woord wanneer hy sê, luister, 'n saaiër het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval en die voëls van die hemel het gekom en het opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar dit nie baie grond gehad het nie, en dadelik het dit opgekom omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en het verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in die goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 130, 160 en 100voudig. En hy sê vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Ek wil vandag net eers stil staan hier by vers 9, waar Jesus sê, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Jesus praat duidelik nie hier van fisiese ore nie. Want ek is redelik seker dat al die mense wat daar om hom was, wat na hom geluister het fisiese ore gehad. So Jesus praat hier van iemand met 'n sagte hart, 'n ontvanklike hart. Met ander woorde, 'n hart met ore wat die dinge van God kan onderskei en openbaring daarvan kry, laat sulke mense openbaring kry. Nou hoe kom ek by daai gevolgtrekking uit? Blaai saam met my na Romeine 10 vers 17, wat dalk vir ons 'n bietjie meer hiervan gaan verduidelik. Hier sê die woord, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En ek moet bieg, ek het altyd sommer hierdie vers verkort na geloof kom deur die hoor van die woord. Maar dis nie wat hier staan nie. As my afkorting reg was, dan kon iemand net permanent na die audio Bible luister, en as hy dit dag en nag sou doen vir 'n maand of 2 of 3, dan sou hy 'n geloofsreus wees. Want hy het mos nou na die woord geluister, en geloof kom mos deur die woord. Maar ons almal weet, dis nie hoe dit werk nie. So wat staan dan regtig hier? Kom ek lees hom net weer. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Kom ek breek hom vir ons stukkie vir stukkie op. Geloof is hier die goal. Dis die doelwit waar ons by wil uitkom, in die konteks van hierdie teks. So geloof is die doelwit. En nou weet ons ook, dat geloof is mos nou nie 'n saak van ons brein of ons gedagtes nie. Geloof is 'n hartsaak. Lees net 'n klein bietjie vroeër, ook in Romeine 10, maar in vers 9 en 10, dan sê die woord, as jy met jou mond die Here Jesus bely, met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid, en met die mond bely ons tot redding. So ons glo met ons hart. Ons glo nie met ons gedagtes nie. Jy kan nie 'n saak in die woord uitredeneer totdat dit sin maak, en dan, wanneer dit alles sin maak en jy al die eentjies in 'n ry het en jy alles verstaan, dan kom geloof nie. Geloof kom nie van kopkennis nie. Geloof vir God se genesing in jou liggaam begin by openbaring in jou hart. Jou hart glo nie iets omdat hy dit verstaan nie. Jou hart glo omdat die Heilige Gees dit aan hom geopenbaar het. Jy weet mos, daai aha oomblik, wanneer jy iets in die woord vir die 50ste keer lees, of wanneer iemand oor 'n teks preek waaroor jy al 10 ander preke gehoor het, en iets binne in jou gaan, yes, amen, en jy gryp dit en hardloop daarmee. Jy het nog nie die effek in jou lewe gesien nie, maar jy weet dat dit waar is. Dis openbaring. En wat is die bron van hierdie openbaring? Die woord van God. So met al hierdie in gedagte, kom ons lees weer Romeine 10 vers 17.
Die geloof, wat ons nou weet is die doelwit, daai geloof dis kom uit die gehoor of openbaring, en die gehoor of sulke openbaring is deur die woord van God. Of ons kan dit dan nou so lees, die geloof vir genesing is dis uit die openbaring in die hart, en sulke openbaring in ons hart kom deur die woord van God. Kom ons vat hierdie terug na wat Jesus sy gelykenis mee afgesluit het. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Of wie ontvanklike harte het vir hierdie openbaring, laat hom luister, laat hom hierdie openbaring van die woord van God hoor. Ek hoop dit maak alles sin vir jou. Maar ek dink dit sal vorentoe, wanneer ons bietjie dieper in hierdie gelykenis ingaan, sal dit vir jou al hoe meer en meer sin begin maak. Maar ek wil jou aanmoedig, vra die Heilige Gees om jou hart voor te berei vir die res van hierdie reeks. Wanneer ons begin kyk na Jesus se uitleg van hierdie gelykenis en wat dit vir ons as gelowiges beteken en hoe ons harte die potensiaal van die woord affekteer. Want jy mag dalk nie voorheen so daaraan gedink het nie, maar die kondisie van my en jou hart bepaal die opbrengs en krag van die woord in ons lewens. Die woord dra altyd die potensiaal vir 'n 100voudige oes, vir totale en perfekte genesing. Die uitkoms van die saad is nie die probleem nie, maar die toestand van ons hart bepaal die uiteindelike uitkoms in ons lewens. Dis krities belangrik dat ons dit besef. En jy mag dalk nie nou met my saamstem nie, en dit is oukei. Al wat ek jou vra is, byt saam met my vas tot aan die einde van hierdie reeks, en gee die woord geleentheid om God se waarheid aan jou te openbaar. Maar ek wil jou ook op hierdie stadium hartlik uitnooi. As jy 'n vraag het, of as jy met my verskil, los my 'n comment op Spotify, of stuur vir ons 'n WhatsApp, en ek gee jou my woord, ek sal daarop reageer. Maar op daai noot, kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord, en dat u woord vir ons openbaring in ons harte bring, en dat daai openbaring geloof in ons hart wakker maak. Geloof om te glo wat u woord sê, voordat ons die effek daarvan sien in ons lewens. Dankie Here, ons is angstig, ons is opgewonde, ons het 'n hoop vir hierdie openbaring van u woord in ons harte. En ons gee u al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, ek wil jou uitnooi. Ons het hierdie Sondag, die 5de Oktober, het ons 'n Healing Night by ons kerk. Dis 4:00 die middag, 93 Parkland Drive in Kempton Park. Jy is so welkom om ons te kom join. Jy hoef nie 'n lidmaat van die kerk te wees nie. As jy behoefte het vir God se genesing in jou liggaam, in jou emosies, maak nie saak waar nie, as jy behoefte het vir genesing, kom join ons. Die 5de Oktober, 93 Parkland Drive, Kempton Park. En as jy hierheen mis, ons beplan om as die Here vertoef om te kom, om elke eerste Sondag van die maand 'n Healing Night te hê. Dit gaan altyd 4:00 die middag wees, 93 Parkland Drive, Kempton Park. Hoop om jou daar te sien. Onthou, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.